Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus, ons saligmaker en ons komende koning. Het is nie per toeval dat jy vandag hier is nie, is 'n boodskap wat die Here vir jou wil gee vanmôre. En daarom wil ons vir die Here vra om vanoggend self die boodskap vir ons te kom gee. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here dat U seun vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U die wêreld so lief gehad het dat U enigste gebore seun gegee het vir ons sondaars, Here. Dankie Here dat ons tot die kruis kan kom vanoggend. En ek vra U Here, laat die kruis groter sal word en die eie ek kleiner sal word. En ons vra Here dat U deur die Gees vir ons sal openbaar vandag wat U vir ons deur die woord wil leer. Ek vra Here dat die bloed van Jesus oor ons sal kom, Here. En as daar dalk iemand is wat sy saak nog nie reg is nie, vra ek Here dat die Heilige Gees die reddende genade aan daai persoon sal kom gee en oortuig. Ek vra Here dat U hierdie diens self sal doen en by elke persoon sal staan. Ek vra Here dat U die woord vir ons sal oopmaak, Here. Openbaar dit wat U wil hê ons moet weet in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou ons het laasweek begin gesels oor van die kruiswoorde van Jesus toe hy in die kruis gehang het hy 7 woorde gespreek. Kan iemand onthou wat het ons gesê laasweek? Wat was die eerste kruiswoord wat Jesus gesê het? Daar sê, dit was 'n gebed, baie 10 uit 10. Jy het dit ook gesê, nê? Jy het dit baie mooi en ek het jou by die skool ook gesien. So, die eerste woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, Vader, vergewe. Met ander woorde, dit was 'n gebed gewees. Maar nou wil ek graag my inleiding vandag bietjie anders begin. Ek wil vir julle vertel, toe Jesus gearresteer is, het hy daar vir die mense gesê, weet julle nie, dat ek my Vader kan roep en dat hy kan opdrag gee aan 12 legioen engele om my te red nie. Nou kom ek verduidelik net gou wat dit beteken. Legioen in die Romeinse ryk, in die Romeinse army was dit 'n militêre eenheid, amper soos 'n bataljon of selfs dit was 'n eenheid. Soos wat ons aan ons terme sê, 'n Volksgarde bataljon of selfs 'n peloton, daar's 'n sekere hoeveelheid. Nou 6000 was 'n weermagseenheid gewees in die Romeinse tyd. Daarom het Jesus gepraat van 'n legioen. Nou wanneer hulle gepraat het van 'n legioen, is dit 'n Romeinse terme vir die weermag, en wanneer dat 6000 soldate in 'n eenheid is, dan is dit 'n legioen genoem. Nou hier sê Jesus aan die mense rondom hom en aan die disippels, weet julle nie dat ek die Vader kan opdrag gee dat hy 12 legioen engele kan stuur om my te help. Nou as jy nou bietjie wiskundig is en jy kan sê gebaseer op die woord legioen wat 6000 'n eenheid beteken, dan kan jy sê 12 maal 6000 gee vir jou 72000 engele wat op gereedheid grondslag is om Jesus te kom red, net die woord. Maar nou wil ek jou nog verder vertel. In Jesaja 37 vers 36. In een nag, toe die Assiriërs die volk wou kom inval. In een nag het een engel 185.000 mense gou uitgesort, gou doodgemaak. Toe hulle wakker word, is hulle almal dood. Nou as jy nou baie wiskundig is, nou kan jy 185.000 vat, maal 72.000, nou dit gee vir jou hier by die 18 miljard mense, 18,5 miljard mense, en dan is dit nie eers die maksimum wat 'n engel kan doen nie, sommer net vinnig. So ons praat in 'n oogwink, Op daai stadium het Jesus gesê 12 legioen, het hy gesê, weet julle nie, dat daar 8 miljard mense doodgemaak, binne 'n sekondes doodgemaak kan word nie. En dit is maar nog net die werk van die engele. Dis nog nie eens die begin van die werk van God homself nie. So ek wonder of ons partykeer besef waarmee ons te doen het as ons praat oor die kruis van Christus. En dit wat Christus vir ons deurgegaan het in die kruis. Hier is net ter inleiding, net om jou gedagtes aan die gang te sit, dat sê ons deel iets hierso wat ons nie verstaan nie. Ons deel hier iets dat ons liewer die voorskrifte in die woord moet navolg,
Want hier is iets baie, baie groter as wat ons ooit sal besef. Nou ons wil vandag 'n gedeelte lees uit Lukas 23 uit, Lukas 23, met die verwysing op die kruisiging van Jesus, en ons gaan vandag praat oor die tweede woorde wat Jesus aan die kruis gesê het. En ons gaan kyk, wat beteken dit? Ons het nou reeds gesê, die eerste woorde was 'n gebed. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit het ons reeds laas Sondag behandel. Kom ons lees die gedeelte en dan gaan ons vandag kyk na die tweede kruiswoord wat Jesus Christus gesê het. Nie wat mense gesê het, wat vir ons in die verbygang gesê het nie, wat Jesus Christus, die skepper van die hemel en aarde, vir ons gesê het. Ons gaan lees in Lukas 23 vanaf vers 33. Jy is welkom om dit te volg of op die bord te lees. Die kruisiging is die opskrif. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos. En as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot, en gekom en vir hom asyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar is ook 'n opskrif bokant hom geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. Die een van die kwaaddoeners wat opgehange is, het hom gesmaad, met ander woorde gespot, en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Twyfel, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En Jesus sê vir hom, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is die tweede kruiswoord, ons lees net tot so ver. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die tweede kruiswoord wat Jesus gespreek het van die kruis af. En ons gaan vandag so 'n bietjie stil staan by hierdie tweede kruiswoord van Jesus. Met ander woorde, dis 'n belofte. Die eerste kruiswoord was 'n gebed tot die Vader, Jesus in sy seunskap. Dit is baie moeilik om te verstaan dat daar een God is, dis Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar is 3 persone, ons mense kan dit nie verstaan nie. So Vader, Jesus het daar aan sy vaderskap met sy Vader gebid en gesê, Vader, vergeef hulle, net soos wat hy gesê het, Vader, laat u wil geskied, Vader, laat die beker by my verbygaan. So dit was in die Seun-Vader skap gewees, maar Jesus was waarlik God, en hy was waarlik mens. Die versies wat ons vandag dan wil bystaan is die 2 versies wat ons nou al gelees het in vers 42 en 43 wat sê, en hy sê vir Jesus, dis die een man aan die kruis, sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En wat het Jesus hom geantwoord? Die tweede kruiswoord. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die tweede kruiswoord van Jesus wat 'n belofte aan 'n verlore gaande sondaar was. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, het Jesus vir hom geantwoord. Ek vra jou weer, elkeen van jou wat jy sit, oom, tannie, jongeling, vriend, ek vra jou weer om vandag saam met my weer na Golgotha te gaan in die Gees, om hierdie te aanskou wat die 3 kruise op die heuwel net buite Jerusalem was, om stil te word, en hierdie prent te aanskou, en jou geestelike ore oop te maak, sodat ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê, deur sy woord.
vra jou om vandag weer saam met my na die heuwel Golgotha te gaan. Golgotha waar die Seun van God gekruisig is, waar Jesus Christus gesterwe het, Golgotha waar die reine koninklike bloed gedrup het op die grond, sodat ek en u vandag gered kan wees, sodat die mensdom verlossing kan kry. Golgotha waar die duiwels eers gelag het toe Jesus gesterf het, en die engele geween het, want hulle het nie mooi verstaan wat daar gebeur het nie. Golgotha waar die sondes van die mensdom, van al die mensdom, van al die eeue op een persoon gelaai is. Golgotha, die plek vir die probleem belaide mensdom ook vir vandag. Kom ons gaan in geloof vandag na Golgotha by die kruis, om daar redding te vind, en rus te vind, en verlossing te vind. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Golgotha, die plek waar ek en jy vandag nog in die gees kan gaan. Waar ons vandag nog in die geloof kan gaan, om vreugde en ware vrede en ware hoop te vind. Ek nooi jou vriend, kom vandag saam met my na Golgotha en ons hoor wat sê Jesus vir ons aan hierdie kruis, terwyl hy hierdie belofte aan hierdie sondaar maak, terwyl hy 7 keer gepraat het. Hierdie is dan, soos ons reeds gesê het, die tweede kruiswoord van Jesus Christus. Eerste het hy was 'n gebed. Tweede is 'n belofte aan 'n verlore gaande siel, aan 'n kruis. En Jesus het vir hom gesê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Op die heuwel van Golgotha, as jy dit nou kan sien in die geestesoog, die 3 kruise, 'n kruis in die middel, en 'n kruis aan die linkerkant, en 'n kruis aan die regterkant. Aan die linker en die regterkant van Jesus is daar kruise, kwaaddoeners, sondaars, soos ek en u, gekruisig aan 'n kruishout met Jesus Christus in die middel. En hierdie was sondaars, was rowers, was die vuil mense van die samelewing, die goddelose, wat ek en u mos ook verteenwoordig, want elkeen van ons het 'n storie, en elkeen van ons was ook daar. En hierdie kwaaddoeners, hierdie sondaars, het self herken, dis hulle verdiende loon dat hulle hier hang, maar Jesus, hy het niks verkeerds gedoen nie. Die een kwaaddoener spot nog met Jesus en hy sê, as jy die seun van God is, red jouself en red ons ook somme. So daar was 'n gespot ook van die een sondaar se kant af. Maar die ander een aan die ander kant het gesê, Here, dink aan my, wanneer u in die paradys is. En die Here Jesus het aan hom 'n belofte gemaak. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En op hierdie tweede kruiswoord van Jesus wil ek graag met u net 3 gedagtes deel. 3 gedagtes oor hierdie kruiswoord wat sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons kyk na hierdie prentjie, hierdie reddingsplan van God hier op Golgotha. Kom ons gaan na Golgotha en ons kyk na hierdie prentjie, wat die mees duidelikste prentjie is, wat bestaan van die reddende genade van Jesus Christus. In die tweede plek, kom ons gaan kyk na die versoek van hierdie sondaar wat gesê het, Here, dink aan my. Dink aan my. En in die derde plek, kom ons kyk wat het Jesus vir die sondaar geantwoord. So kom ons begin sommer by die eerste gedagte van die tweede kruiswoord. Ek wil hê jy moet weet, ons praat nou van die gedagtes en wat opkom oor die tweede kruiswoord wat sê, vanaand sal jy saam met my, of vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En daarop gaan ons net 3 gedagtes deel vandag. Die eerste gedagte is die duidelikste prentjie van Jesus Christus se reddende genade
wat ons op hierdie kruis kan sien, op die heuwel op Golgotha, net buite Jerusalem. My liewe vriend, God se reddende genade gee altyd die eerste tree. Ek wil hê moet dit hoor, God se reddende genade gee altyd die eerste tree na redding. Soos nou hierdie gedeelte lees, dan klink dit, dan lyk dit mos vir ons of die sondaar die eerste tree gegee het. So kom ons gesels bietjie daaroor. Ek sê nee, die reddende genade van die Here, Vader gee die eerste tree om 'n persoon te red. Maar Jesus Christus het daar aan die kruis gehang. En die genade van Here Jesus Christus was beskikbaar vir hierdie man. Ek sê, God gee altyd die eerste tree. Die reddende genade word deur God aangewakker voor dit in jou hart opkom. Kom dit in God se hart op, want Lukas 19 vers 10 sê vir ons, want die Seun van die mens het gekom. Hoekom het hy gekom? Om te soek en te red die wat verlore is. En dis wat Vader doen, hy soek en hy red die wat verlore is. God gee altyd die eerste tree na die mens toe, vir redding. Ons lees dit al in die eerste paar bladsye van die Bybel. Toe Adam en Eva gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het gaan wegkruip. Dis mos wat ons mense doen. Ons kruip weg vir God. Ons raak stil en ons kruip weg vir God. God het die eerste beweging gedoen. Ons lees dit al in Genesis 3 vers 9 wat vir die mense gevra het. Waar is jy? Waar is jy? Toe hulle weggekruip het. En vanoggend kom dit ook na jou toe vanoggend. Kom die stem van die Here na jou toe. Dis hoekom jy hier is vanmôre. As jy nog gewonder het, hoekom is jy hier? Dis om die stem na die Here na jou toe kom. En hy vra vir jou, waar is jy? Waar is jy vanoggend? Hy gee die eerste stap. Die mens se saligheid het in God se hart ontstaan. Dit het eers in God se hart ontstaan dat daar 'n verlore gaande wêreld is en dat daar genade gegee moet word. En in sy soewereinheid en in sy alwetendheid en in sy voorkennis. As jy nou ooit gehoor het van die uitverkiesingsleer, dis niks anders as God wat voorkennis het nie. Dit het na die mens toe gekom. En nou kyk ons na hierdie beeld op Golgotha, waar hierdie kwaaddoeners langs Jesus gekruisig is. En hierdie kwaaddoener, wat vir Jesus gevra het, dink aan my. Sy naam is al opgeskryf voor die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe. Maar wat het hier gebeur? Ek sê, dis die duidelikste prentjie wat jy kan kry van redding, is hierdie twee sondaars wat hang, waarvan die een sondaar sê, Here, dink aan my. Dink aan my, wanneer jy in die paradys is. Nou wil ek vir jy vandag sê, hierdie hele kruisiging van Jesus is haarfyn beplan deur God homself. Niks in hierdie is toevallig nie. Dis haarfyn beplan. Niks het per ongeluk gebeur nie. Jesus Christus moes tussen die twee sondaars sterf. Dit is so beplan. Die profete in die Ou Testament het al lankal daarna verwys in elk geval, so dit was God se plan gewees. Die redding ontstaan baie beslis nie in die hart van die mens nie. Hoe absurd of hoe onlogies dit ook vir u mag klink. God het die kruisdood van Jesus Christus haarfyn beplan. Jesus Christus se kruisdood is deur God beplan, haarfyn, want Jesus self het gesê, Vader, laat u wil geskied, nie my wil geskied nie. En ek wil vir jou vandag sê, my vriend, hulle het Jesus gespot voor hulle hom gekruisig is. Hulle het hom beledig, hulle het hom gekritiseer, omdat hy tussen sondaars was. Hulle het homself 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. 'n vriend van sondaars.
Jesus het nie gekom vir die regverdiges nie. Hy het gekom vir die verloorgaande wêreld. En ek wil vir jou sê, hy het gekom, as jy dink vandag, jy is 'n verloorgaande sondaar. Dit is net Jesus se bloed en jy op die regte plek om te hoor wat die Here vir jou wil sê. En hier is Jesus gekruisig weer tussen sondaars. Want hy het gekom vir sondaars. Ons lees daar in Markus 12 vers 17 gaan ek sommer net vir julle opsom. Daar staan geskryf. Jesus sê vir hulle. Jesus praat daar en hy sê: die wat gesond is, het nie die geneesheer nodig nie. Maar die wat ongesteld is, hy het nie gekom vir die regverdiges nie. Hy het gekom vir 'n verlore gaande wêreld, om sondaars tot bekering te bring. In Jesus se laaste uur was hy weer tussen die twee sondaars gewees. En hier sien ons die duidelikste prentjie wat ons kan sien van Jesus se reddende genade. Ek kom ook vir jou wat vandag hier sit in hierdie diens, vir jou vanoggend sê, God het jou lankal lief gehad. God het jou lankal geroep by die naam. Hy het jou eerste lief gehad. Voordat jy nog aan hom gedink het, voordat jy nog ooit eers besef het wat aangaan, het Jesus Christus en Vader jou al lief gehad. Hy het jou gesoek en jy is beplan. Baie lank voor die skepping af het hy geweet jy gaan vandag op hierdie datum, op hierdie uur hier sit en hierdie boodskap van hom hoor. En hy wil hê dat jy moet weet dat sy gereddende genade ook vir elkeen van ons beskikbaar is. Ons sien hierdie beeld op Golgotha van hierdie twee sondaars. En een van die grootste teoloë nog ooit naas Jesus is Paulus en hy het geskryf daar in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, nie deur julle eie werke nie. Waarom nie? Sodat niemand mag roem nie. As jy nou dink jy kan die hemel verdien omdat jy nou baie mooi en oulik is, gaan lees weer hierdie stuk. Vra die Gees om jou te openbaar. Kyk na hierdie twee sondaars wat hier gehang het. Die sondaars langs Jesus was nie goeie mense nie. Hulle was nie goeie mense nie. Hulle was diewe. Hulle was kwaaddoeners. Daar was niks goeds in hierdie twee manne gewees nie. En Jesus red een van hulle. Wat het gebeur? Die reddende genade van Jesus het in albei verskyn. Want die woord sê, die reddende genade verskyn aan alle mense. Wat het gebeur? Die een persoon het dit gevat en gesê, Here, dink aan my. Ek is 'n verlore sondaar. Ek verdien niks meer as die hel nie. Ek kan niks doen om myself te red nie. Hier hang ek aan die kruis, saam met U. Dink aan my. Dis wat hulle noem. Amazing grace. Ek kan niks doen nie. Ek kan niks doen nie. Nie uit my eie werk uit nie. Hier is hulle, al drie, die manne is ter dood veroordeel. Jesus in die middel en hierdie twee sondaars. Hier hang aan die een kant ook 'n slegte mens. Soos ek en U. Sleg, vuil, vol sonde. En die Here het van hierdie een ou 'n helleling, 'n hemeling gemaak. Ek sê weer, hierdie sondaar wat vir Jesus gevra het, dink aan my, as jy vanaand in die paradys is, die Here, Jesus Christus, het van hierdie helleling 'n hemeling gemaak.
Hierdie man het nie geleentheid gehad om goeie werke te doen nie. Hy het nie geleentheid gehad om in te skakel by 'n kerk om te help om koffie te maak. Hy het nie geleenthede gehad om van evangelisasie werk te doen nie. Hy's gered en toe het hy gesterf. En ons praat nou oor hierdie een man wat Jesus Christus gered het. Direk nadat hy gesterf het, het hy sy oë oopgemaak in die paradys. Jesus was daar, want Jesus het tog vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in 'n paradys wees. Mense dink mos hulle sal hemel toe gaan omdat hulle baie mooi en oulik is. Hulle dink omdat hulle gearriveer het en hulle dink omdat hulle nou baie boeke kennis het en met grade en titels en wat ook al die mense kan doen, dink die mense nou gaan hulle die hemel kry. Ek gaan vir u vandag duidelik sê die woord uit. En dit kom deur die woord. Daarom sê ons, die Here sê, so spreek die Here, want dit kom uit die woord uit. Die saligheid is net deur genade. Nie deur mooi en goeie werke nie. Ons is almal verlore sondaars. Voor die kruis van Jesus is die grond gelyk. Daar's nie een regverdige nie, selfs nie een nie, sê die woord. En net uit genade uit is ons gered. Sola gratia is die naam wat hulle gebruik is. Daar wat hulle sê, deur genade alleen. Nie deur dit wat jy deur verdienste doen nie. Dis net genade wat hierdie sondaar gered het en wat jou en my red. Nou as ons vandag kyk na hierdie redding van hierdie sondaar aan die kruis, die een wat Jesus gered het, dan is daar sommer 'n hele paar wanpersepsies ook in die tyd van ons dag wat ons kan weerlê. Klomp valse leringe en valse gedagtes wat mense het. Kom ons leer uit hierdie gedeelte uit, wat se valse leringe is daar vandag en kom ons kyk sommer wat sê die woord, wat is die antwoord? Want baie mense dink mos, hulle sal hemel toe gaan, omdat hulle kerklidmaat is. Nou Jesus het nie vir hierdie man gevra, hoorie, behoort jy in Grace gemeente of in die AGS of in die PPK of in die hervormde kerk? En wat se kerk is jy nou eintlik nie? Mense dink omdat hulle godsdienstig is, kan hulle die hemel verdien. Dis nie wat ons lees in hierdie gedeelte nie. Mense dink omdat hulle die voorskrifte in die Bybel kan volg en die kerklike reëls, sal hulle nou die hemel verdien. Dis nie wat ons lees in hierdie gedeelte nie. Kom ek sê vir u, hierdie kwaaddoener wat gered het is nooit gedoop nie. Nie klein nie, nie groot nie. Hy's nooit gedoop nie. Ek sê vir u vandag, op grond van wat ons gelees het, die munisipale water kan nie jou sondes afwas nie. Dis 'n pad na heiligmaking. Sê nie, moet nie gedoop word nie. Ons praat nie teen dit nie. Ons praat nou van redding, daai eerste stap. Die doop en dit wat volg is heiligmaking. Hierdie sondaar het nog nooit in sy lewe was hy gedoop nie. Nog nooit in sy lewe was hy lid van 'n kerk gewees nie. Nog nooit het hy by 'n nagmaal gesit en nagmaal gebruik. Kyk, in die kerk het 2 sakramente, dit is die doop en die nagmaal. Hierdie sondaar het nooit die geleentheid gehad om dit te doen nie. Daar is mense wat glo vandag. In hierdie week kom iemand in my kantoor, is nie 'n gemeentelid nie, maar ek sal ook nie die naam sê, ek kan in elk geval nie die persoon se naam onthou nie. Nou sit hy en hy sê vir my, wanneer jy sterf, gaan jy nou in 'n sielerus. Wel, dis nie wat ek lees in hierdie gedeelte nie. Jesus sê vir hierdie sondaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So dit weer lê ook die stelling van mense dat jy gaan in 'n sielerus tot 'n dag en tot 'n datum en ons werk uit die Bybel uit. Ons kyk wat die Bybel vir ons sê. Jesus het vir die man gesê, kinderlik, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En onmiddellik toe hierdie man gesterf het, was hy saam met Jesus in die paradys gewees. Dan is daar mense wat sê, opeindelik, en dis nou meer die moderne, liberale
teoloog wat hierdie volgende sê. Jesus Christus het vir alle mense gesterwe. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie. So hierdie nuwe teoloog wat nou orde van die dag is, wat sê, almal sal eintlik nou gered word. Want Jesus het ons gekruisig. Of jy nou Mohammed aanbid, of jy nou 'n ander godsdienst het, Jesus het gesterf vir alle mense, so why worry? Why worry? Vergewe my die Engels terme, maar dis die woorde wat die mense sê. Dis die woorde wat mense vandag geleer word. Die sogenaamde domies en pastore en geestelike werke vandag sit, en nou nie al die plekke nie, maar die meeste van die plekke in die wêreld word dit geleer. Maak nie saak of jy nou moslim is, of jy nou wat se godsdienst jy is nie, hulle sê nie alle paaie lei nou na Rome. Dis nie wat ons hier lees nie. Dis nie wat ons hier lees nie. Nie alle mense word gered nie. Dit sê die woord. Want die een sondaar is gered en die ander een is nie gered nie. Die een kwaaddoener het berou. Hy het berou. En daarom het hy die saligheid ontvang. Die sondaars albei het presies dieselfde geleentheid gehad om gered te word. Want die reddende genade het aan almal verskyn. Dis wat die woord ons leer. Sien hierdie beeld wat jy nou hier sien op Golgotha speel oor en oor af ook in die tyd van ons dag. Ek kom vandag vir jou sê, God het alle mense lief, ja, natuurlik. En as die evangelie verkondig word deur die Gees, word een aangeroer en geraak. En die ander een is onbeweeglik. Met ander woorde, een besluit, hy neem dit in, die evangelie in, en dis al wat ons hoef te doen. Dis al wat hierdie man hoef te gedoen het aan die kruis, om te sê, dink aan my. Met ander woorde, die een van hulle het hulle rug op Jesus gedraai. En die ander een het sy rug op die wêreld gedraai. Jy kan net een van die twee doen. Jy kan net jou rug op Jesus draai of jou rug op die wêreld draai. Wat gaan jy doen vandag? Oom, tannie, jongeling? Of waar teen gaan jy jou rug vandag draai? Teen Jesus of teen die wêreld? Die keuse is joune. Want dit maak ons uniek. En nou sê mense, nee, maar ons is uitverkies. Die Here kies wie hy hemel toe gaan vat. Dan gaan ek sê, wat sê die woord? Natuurlik is God soewerein. In God se soewereinheid het God besluit dat ons kan kies. Ons kies Christus of ons kies die wêreld. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel, omtrent hierdie is, die versoek van die kwaaddoener. Wat het hierdie kwaaddoener vir Jesus gesê? Wat was sy versoek gewees? Ons het nou klaar na die eerste gedagte gekyk, nou kyk ons na die tweede gedagte. Here, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Dis vir die woord wat hierdie sondaar vir Jesus gesê het. Hierdie kwaaddoener het homself as 'n sondaar gesien. Hy het erken hy's verlore. Hy het erken hy's verlore. En dit is die eerste ding wat 'n mens moet doen as dit kom by redding. Jy moet herken jy's 'n sondaar. Jy moet jou verlorenheid raak sien, soos hierdie sondaar aan die kruis. Die een sondaar spot met Jesus en sê, red jouself tog. Hy het dit eintlik in so stemtoon gesê, jy ken mos daai stemtoon. Red jouself tog man, en as jy jou red ons ook somme. Terwyl hierdie ander een hom bemoedig of vir hom teenstaan en sê, vrees jy ook God nie? Ons is verdiende sondaars, ons kry ons verdiende loon, want ons is vuil, ons is die slegste, ons is die skuim van die aarde, maar hierdie man wat hier hang, het geen sonde nie. Die een herken sy sonde. En terwyl hy daar aan die kruis gehang het, die een wat gered geword het,
dit staan nou nie opgeskryf nie, maar sekerlik het sy lewe voor hom afgespeel. En hy het gedink aan al hierdie vieslike goed, die verkeerde goed wat hy in sy lewe gedoen het. Met ander woorde, sy storie. En het ons elkeen nie maar 'n storie nie. Hierdie goed het voor in sy gedagtes afgespeel en hy besef, ek is verlore. Kyk, wat het ek alles gedoen? Hoekom het hy daaraan gedink? Omdat hy naby die lig gekom het. Want as so donker naby die lig kom, dan word die lig helder. En jy kan die swart kolle sien. En jy kan die vuil van jou sonde sien en jy kan herken, hoorie, ek is 'n verlore gaande sondaar. Die Bybel sê daar's mense wat dan die duisternis baie liewer het as die lig, en dis die ander ou wat op die kruis gehang het. Hy het die duisternis liewer gehad as die lig. En toe Jesus op die kruis gehang het, is die reinheid ook van Jesus ook daar geopenbaar. En bevestig, ek wil sê die kruis triomfeer. Die reinheid van Jesus is tot op die kruis bevestig. Onthou jy vir Judas, wat Jesus verraai het, en wat 30 silwerstukke gekry het, en toe Jesus op die kruis gehang het, het hy daai 30 stukke silwers gevat, en dit in die tempel gaan gooi, neer gaan gooi, aan hierdie mense wat hom omgekoop het, en gesê het, ek het onskuldige bloed vergiet, en hy geldstukke so in die kerk gaan gooi. Onthou jy vir Pilatus wat sy hande in 'n waskom gewas het, en gesê het, in hierdie man vind ek geen skuld nie. En daar hang Jesus aan hierdie sondaar, en hierdie sondaar sê vir die ander sondaar, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Onthou jy vir Jesaja in Jesaja 6, toe Jesaja in die Ou Testament in die tempel ingeloop het, toe hy in die tempel inloop en ingaan, toe word hy bewus van God se teenwoordigheid en hy sê, wee my, want ek is onrein en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Mag die Here ons help om ook dit te sê in die tyd waarin ons lewe. Onthou jy vir Petrus, toe hy agtergekom het, hierso het hy nie te doen met 'n mens nie. Hierso het hy te doen met die skepper van die hemel en aarde. Wat het hy gesê vir die Here Jesus Christus? Gaan weg van my af. Gaan weg, want ek is 'n sondige mens. En dis presies die ervaring wat hierdie sondaar aan die kruis gehad het. Sy sonde, sy vuilheid, het hy besef en hy het geweet hy's 'n verlore gaande sondaar. Jy sien, 'n mens moet eers 'n sondaar word voordat jy die redding van Christus kan kry. Wanneer jy dink jy het gearriveer en jy het nie die genade nodig nie, dan vertrou ons die Heilige Gees sal vir jou red, want net Jesus red sondaars. In 1 Timoteus 1 vers 15, nou hier het Paulus aan die jong Timoteus geskryf, wat 'n jong prediker was, en hy het geskryf, dit is 'n betroubare woord, en werd op ten volle aangeneem te word, en werd is om ten volle aangeneem te word, dat Christus in die wêreld gekom het. Waarom het Christus in die wêreld gekom? Om sondaars te red. Voordat jy nog in jou eie oë 'n sondaar is, kom die reddende genade na die Here toe. En as die genade na die Here toe kom, en jy besef in die eerste plek, jy's 'n verlore gaande sondaar, soos hierdie man aan die kruis, dan is jy 'n kandidaat vir redding. Niemand is goed genoeg vir die hemel nie. Ons kan absoluut niks doen om die hemel in ons eie krag te bereik nie. En ek wil vir jou vanoggend sê, vriend, dis ook nie genoeg dat jy herken jy's 'n sondaar nie. Jy moet ook besef dat jy jouself nie kan red nie, soos hierdie sondaar aan die kruis wat homself nie kon red nie. En as ek sê, hy kan homself nie red nie, hierdie sondaar het nie die geleentheid gehad om 'n nuwe blaadjie om te slaan, om te sê, maandag begin ek om reg te lewe nie, maandag doen ek die dinge reg. Hy het nie daai geleentheid gehad nie. Hy kon homself nie red nie. Hy kon nie 'n nuwe blaadjie omslaan om te sê, nou gaan ek probeer om my lewe reg te kry nie, want as jy dit sê, in elk geval, dan verstaan jy nog nie wat reddende genade beteken nie, amazing grace nie.
op sy laaste oomblikke. In sy laaste oomblikke van bestaan aan die kruis, het hierdie sondaar besef, ek kan myself nie red nie. Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Luister wat hierdie kwaaddoener gesê het, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Hier spot die mense vir Jesus. Ons lees daarvan, die soldate het Jesus gespot, die mense wat daar verbygaan, het Jesus gespot. Maar hierdie sondaar het nie vir Jesus gespot nie. Hy sê, dink aan my Here, as jy in jou koninkryk kom, as jy in die koninkryk kom. Hy het geweet dat hy is 'n koning. Dink aan my. Pilatus het vir Jesus gevra, is hy die seun van God? En Jesus het hom geantwoord, ja, ek is. Daarna het die soldate verskriklike goed met Jesus gedoen en hom gespot. Want Jesus het geantwoord, ek is die koning. En die soldate het gesê, nou as jy nou 'n koning is, dan moet ons nou vir jou 'n purperkleed gee. As jy nou 'n koning is, dan moet ons vir jou 'n scepter gee, en hulle het vir hom 'n riet gegee in sy hand. As jy nou 'n koning is, dan moet jy 'n kroon kry, en hulle het vir hom 'n doringkroon op sy kop gesit. En as jy 'n koning is, dan moet jy aanbid word. Spotterend het hulle voor Jesus neergeval om 'n bespotting te maak van die koning van die konings. En in die middelste kruis, as die kwaaddoener na Jesus aankyk, dan weet hy, hierdie man is 'n koning. Hy het tot die besef gekom, hy's verlore. Hy het besef, hy kan homself nie red nie. En hy het besef, hier is die koning hier langs my, want hy het gesê, dink aan my, as jy in die paradys wees. Hierdie sondaar het geweet, hier is iets hierna. Hy het geweet, hier is 'n hiernamals. Dis wat hierdie sondaar agtergekom het. Hy het geweet, daar's iets anderkant die graf. Hy het geweet, daar's iets anderkant die doodsjordaan. Hy het dit besef en hy het vir Here gesê, dink aan my Here, wanneer u daar is. Hierdie kwaaddoener het besef, hierdie is nie die einde van sy bestaan nie. Hierdie vleeslike dood is nie die einde van sy bestaan nie. Daar's 'n lewe anderkant die graf. En ek wil ook dit vanoggend vir jou kom sê, oom en tannie, jongeling, vriend wat hier is. Dinge word nie hier beëindig met die dood by jou begrafnis. Dis maar net die begin vir dit wat voorlê. Hierdie kwaaddoener het hom bekeer. Hy het hom tot God bekeer. Dit was nie net goed genoeg dat hy in die eerste plek erken het, hy's 'n sondaar nie. Dis nie goed genoeg nie. Dis nie goed genoeg dat hy erken het, hy kan homself nie red nie. In die derde plek dis nie goed genoeg om te erken dat daar lewe aan die ander kant die doodsjordaan is nie. Die belangrikste ding is, hy het hom tot Jesus gedraai en hy het vir Jesus gevra, dink aan my. Hy het hom bekeer. Hier is die belangrikste ding. Die rower het hom bekeer van die verkeerde dinge. Hierdie rower het tot inkeer gekom. Metanoia is die Griekse woord. Jy is op pad hierdie kant toe en jy draai 180 grade na Jesus Christus toe. Nou die boodskap, dis die boodskap van die Bybel en dis die prentjie van die redding wat vir ons geskep word hier op die kruis op Golgotha. Dat ons moet stop met ons sondige manier en moet omdraai en terugkeer na God toe. Die derde gedagtes waarmee ek gaan afsluit nou. Die derde gedagtes, wat kan ons uit hierdie tweede kruiswoorde is? Wat was Jesus se antwoord op hierdie sondaar? Wat het Jesus vir hom gesê? Toe hy gesê het, Vader, Here, dink aan my, as jy in die koninkryk is. Wat het Jesus vir hom gesê? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus Christus het hierdie sondaar
'n wonderlike belofte gegee. Jesus Christus kon vir hierdie sondaar gesê het. En dis mos wat ons mos baie keer sê vir mekaar. Jesus kon vir hom gesê, dis te laat, ou pel. Dis nou te laat, dit is nou verby. Jesus kon Jesus dit vir hom gesê het, is die vraag. Kon Jesus dit vir hom gesê het? Kon Jesus vir hom gesê het, jy het te lank gewag, dis nou te laat, dis nou verby. Jy moes dit lank al terug gedoen het. Jy moes vroeër in jou lewe al hierdie besluit gevat het, wat jy nou gevat het. Dit help nie, jy vat dit nou op hierdie hoë ouderdom, of jy's 'n paar minute van die dood af nie. Kon Jesus dit gesê het? Ek vra jou, kon Jesus so iets gesê het? En dan kom die antwoord, nee. Nee, 1000-mal nee. Jesus sal nooit iemand wat na hom toe kom uitwerk nie. Dit lees ons in Johannes 6 vers 73. Ek sal hom na my toe kom nooit uitwerk nie. Op geen stadium sou Jesus vir hierdie man gesê het, nee nie. Want Jesus, daar's 'n paar goed wat Jesus en God nie kan doen nie, as jy nou al gewonder het. God kan nie teen homself gaan nie, want dan is hy nie God nie. God kan nie lieg nie. God kan nie sonde doen nie. Jesus kan nie teen sy eie woord gaan nie. Daarom sê die woord, ek sal hom na wat my toe kom nooit uitwerp nie. Hy kan nooit sy eie verloftes verbreek nie, want dan sal hy nie meer God wees nie. En God sal dit nie doen nie. Daarom sê ons, Jesus kan nie teen 'n sondaar draai wat na hom toe kom nie. En Jesus het die kwaaddoener baie meer gegee as wat hy gevra het. Weet jy dat daar in die Bybel staan, dit het nog nie by een van ons se gedagtes opgekom wat die Here vir ons beplan het hierna nie. Ek wil weer sê, dit het nog nie in ons gedagtes opgekom wat die Here vir ons beplan het wanneer ons deur die doodsjordaan sal gaan nie. Hierdie sondaar het nie verwag dat hy gered sou word, hy het net gesê, dink aan my. Jesus het hom baie meer gegee. Hy het hom baie meer gegee as wat hy voor gevra het. Hy het net gevra, dink aan my, Here, wanneer jy in die koninkryk is. Hy het baie meer gekry. Dit het nog nie in sy gedagtes opgekom wat die Here vir hom wil gee nie. So is daar baie van ons wat nie besef dat daar baie meer is as wat ons ooit sal besef nie. Ek wil hê jy moet nou baie goed hoor wat ek vanoggend vir u sê. Ek weet dit is nou amper etenstyd, maar ek wil hê jy moet oplet, jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir u wil sê. In die Goudstad, en as ek praat van Goudstad, praat ek nie van Johannesburg nie. Ek praat van die stad wat met strate van goud daar is en allerlei edelgesteentes. As ek nou praat van die Goudstad, dan verwys ek na die hemel. In die Goudstad is die hemel, sal nie die hemel wees as Jesus Christus nie daar is nie. Die hemel sal nie die hemel wees as Jesus Christus nie daar is nie. Die hemel is baie meer as net 'n plek. Die hemel is Jesus Christus. En dit is die eerste ding wat ons moet besef. Daar's baie meer as net die hemel as wat ons dit sien. Jesus Christus is daar. Ek lees ook nie daarvan dat Jesus vir die man gesê het, okay, nou sal jy saam met my in die paradys wees, maar jy moet nou eers 'n paar rituele vir 'n paar naweke of 'n paar weke gaan doen, voordat jy saam met my in die paradys wees nie. Onmiddellik is die man gered. Ek praat nie van die pad van heiligmaking nie, want dit is 'n proses. Die skoonmaakproses en die verbrekings en goed is 'n proses. Ek praat van wat ek hier lees van redding. Onmiddellik is daai man gered. 'n Paar ure daarna het hy saam met Jesus in die paradys gewees. Die Here kan jou in een oomblik red. En moenie dink jy gaan wag. Baie jong mense sê, ek sal wag tot ek nou maar ouer is. Ek het nou eers bietjie die dinge van die wêreld geniet, die volwasse vermaak geniet nie. Moenie dink dat jy die kans sal kry om op jou sterfbed om reg te maak nie. Hierdie man wat aan die kruis gehang het 'n sterfbed gehad. Weet u dat almal van ons nie eers 'n sterfbed sal sien nie, dat jy 'n skielike dood kan beleef. En sou jy op 'n sterfbed wees, wie sê jy's nog by jou positiewe? Wie sê jy weet nog wat jy doen? Daarom is dit nou die tyd. Nou is die tyd om reg te maak. Daardie laaste oomblik toe hierdie man op die sterfbed lê. Ek sê altyd vir die mense, vir die jong mense veral, wat sê nie, hulle eers die lewe geniet, sê pas op. Jy het dalk nie 'n sterfbed nie.
Jy gaan nie dood as jy 80 is noodwendig nie, gaan loop bietjie in die begrafplaas rond en kyk na die datums. Nou is die tyd terwyl jy jou volle positiewe het. Ek wil graag afsluit en ek wil vir u vertel. Ek wil nou hê dat jy jou geestelike oë weer sal fokus op dit wat voor lê in die hemel. As ons nou in die hemel kom, ek en u, en ons loop daar op die Goudstrate, op die Goudstad se strate, en ons loop verby 'n huisie, en hierdie huisie is hierdie huisie van die sondaar wat op die kruis deur Jesus Christus gered is. En ons klop aan sy deur en ons vra vir hom, man, vertel ons net gou 'n bietjie weer. Vertel ons net gou 'n bietjie weer, wat het gebeur die dag op Golgotha? En hierdie man sê, joh, ek vertel dit graag weer. En sy oë begin skitter. En sy glimlag kom op sy gesig en sy hele lyfstaal wys, hy wil dit graag weer. Hy sê, kom ek vertel julle. Kom ek vertel julle weer eens. Weet julle, ek was die skyn van die aarde. Ek was die slegste man op aarde. Paulus het nie geweet wat hy geskryf het toe hy praat van hy was 'n slegte man nie. Ek het die slegste dinge gedoen. Ek het die verkeerde goed gedoen. Maar weet jy wat? Terwyl ek daar aan die kruis hang, want al hierdie slegte goed het my met die gereg laat bots en ek is die doodstraf toegeëien. Terwyl ek daar op die kruis hang, kom ek agter my, is die koning van die konings hier langs my. En ek vra vir die koning, dink aan my. Dink aan my wanneer jy in die koninkryk is. En die koning van die konings sê vir my, vanaand sal jy saam met my, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En op daai oomblik, my vriend, weet jy wat, tot my pyn, my liggaamlike pyn voor ek gesterf het soms op die agtergrond gegaan. Ek het hierdie wonderlike gevoel in my hart gekry. Ek het hierdie blydskap gekry wat alle verstand te bowe gegaan. En weet jy wat, my vriend, ek het saam gesterf, saam met Jesus op die kruis. En ek is nou hier in my huisie hier in die hemel vir meer as 2000 jaar. En ek vertel hierdie storie oor en oor aan almal wat hier is. En in hierdie 2000 jaar kan ek nog nie vir Jesus genoeg dankie gesê het vir dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis nie. Stel jouself voor hoe hierdie man met ons sal gesels. Hy sê daar is nog nie genoeg tyd om my dankbaarheid in 2000 jaar al vir Jesus te sê. En ek vertel hierdie storie oor en oor en oor en ek word nie moeg nie. Want dit is die gereddende genade van die Here. Ek was 'n verlore gaande sondaar. Ek was reguit op pad toe hel toe. Maar die genade van die Here was daar vir my in die laaste oomblikke, vriend. As jy vandag opkyk, en jy sien hierdie man in die middel, wat na hom uitroep, en sê, dink aan my Here. Ek wil graag vandag vir jou sê, die Here sê vandag ook vir jou, waar is jy? Waar is jy vandag? Het is nie gewaarborg dat ons volgende Sondag weer by mekaar. Ek wil vir jou vra om nie net vandag hier uit te stap nie. Jou vra as jou saak nog nie reg is. As jy nog nie die besluit gevat het nie, moenie vandag hier uitgaan. Moenie vandag hier uitgaan nie. Sak julle kan vir ons net daai liedjie speel. Moenie vandag hier uitgaan as jou saak nog nie reg is nie, want môre kan te laat wees. Jy kon soos die ander sondaar aan die kruis gewees het. Bietjie sagter. Ek wil vir u vra, ek wil nou afsluit. Ek wil vir u vra, kom ons sluit ons oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ek vra Here, dat as daar iemand is wat sy saak nog nie reg is nie, vra ek Here dat u hulle sal red. Ek vra dat u geen persoon vandag hier sal uitgaan, wat nie geweet het, dat daar reddende genade is nie. In Jesus se naam, amen. Dankie, Flip.